Namens die Stichting vir Kinders met Gehoorverlies in Suider-Afrika gesels ons met Louise Brummer. Hallo Louise. Hoi, gaan net. Sy is mamma van Zoan Brummer en hy het 2 kokleaire implantings ontvang weens die wonder van donateurs. Ons is dankbaar so saam, hè? Definitief. Kom ons begin daai storie voor. Eerstens, hoe oud is hy nou? Hy is nou 14. En hoe lank het hy hulle nou al in? Wel, hy het laas jaar September sy eerste ene gekry. En hierdie jaar Mei maand sy tweede ene. Ons gaan nou begin by daai wonderwerk. Kom ons begin heel voor. Wanneer het jy nou agtergekom daar's iets fout en hoe dit jou as ouer beïnvloed? Weet jy, hier by 2-jarige ouderdom het ek agtergekom iets is nie heeltemal pleis nie. As hy vir jou kyk, het hy gereageer op wat jy vra, maar sodra hy sy rug draai, was daar geen reaksie nie. En toe het almal vir my gesê, nee, ek ooreageer, hy's 'n seentjie, seentjies is maar anders as meisies. En toe het die skooltjie waarna hy is ons genader en hulle dieselfde bevind. En dis waar ons begin het met toetse. En die dag toe ons nou die definitiewe uitslag kry, kyk, dit is so, toe het ons wêreld letterlik in duie gestort. Want ek meen, jy verwag jou gesonde kind, ons het dus gedink, okay, rugby, cricket, hier kom ons, en al daai is dadelik van die map af. Dit is soos, wat doen ons nou? Wat is die stap vorentoe? Hoe help ons hierdie kind? Ja, goed, nou kom jy, die skok is daar, maar nou sit ek en jy hier vandag en hy 2 kokleaire implantings. Gee my die storie tussenin, van dat jy dit besef, die volle scope wat mense nie besef nie. Ja, kyk, in die begin het ons eers, het hy net apparate gekry, toe hy 2 jaar en 8 maande was, het hy apparate gedra, tot en met sy eerste kokleaire implanting. En hy het die eendag net wakker geword skielik en gesê, hy kan glad nie meer hoor nie. Die apparate doen niks, hy hoor niks. En dit is waar die groot skok ingekom het, dat ons besef het, okay, hierdie is nou 'n groter probleem. En dis toe ons nou maar by God se genade by Erika uitgekom het, by the Children Foundation for Hearing Loss, en sy het ons begin help stap vir stap hoe ons hierdie proses gaan benader, hoe om vir hom hulp te kry. Okay, donateurs speel 'n groot rol. Baie groot. Verduidelik vir Pietie, hoeveel kos hierdie oefening? Die hele proses is seker oor die 400,000. Vir 1 oor of 2 ore? Net een is oor die 400,000 rand. Ja, en wat mense nie besef nie is dat elke bietjie help. Maak nie saak hoe klein nie. Goed, so nou het die donateurs gekom. Weet julle wie die mense is? Of maak hulle dit net werk en julle? Nee, ons weet van 'n paar. Ons het name, ons weet van 'n paar. Ja, so, en ek het 'n vriendinnetjie ook gehad wat my gehelp het. Annette Kronees, sy het my gehelp ook om mense van die gemeenskap in te kry om ook te help. So behalwe die verskriklike finansies, en ek verstaan finansies, of dit nou iemand 'n 5 miljoen bydra of dit 1 sent is, elke bietjie help. Maar die stigter vir gehoorverlies, hulle is nie net finansiëel wat hulle help nie, hulle ondersteun ook, né? Ja, definitief, ja. Hulle stap die pad saam met jou van die begin tot die einde. En behalwe dit is hulle nou die brug tussen jou en die mense wat wil help. Yes, definitief. So ja. Verduidelik vir my wat het hulle alles. Ja, weet jy wat, hulle help ons om bewustheid te maak vir dit hulle nodig het. Jy weet, die mense besef nie, en ek verduidelik nou die dag vir Zoan ook, mense ken nie kokleaire implantings nie. Ons doen nie. Jy weet, hy loop in die winkel en die mense kyk hom uit en party lag selfs, dan moet ek vir hom verduidelik, weet jy, nie almal weet wat dit is en wat dit doen nie. So hulle is onkundig. En as dit nie vir Zoan was, sou ons self nie geweet het nie. So ons moet mense bewus maak van wat dit doen en wat dit vir so 'n kind so Zoan beteken. Okay, dan maar verduidelik vir my, van dat hy nie kon hoor nie, totdat hy kan hoor, en jy as ouer wat dit sien voor jou afspeel, wat beteken dit vir julle persoonlik? Op pad hierdantoe toe sê ek vir my man, ek wil net vir julle vertel van toe hy sy eerste apparate gekry het, toe sy 2 jaar en 8 maande oud, en die dag wat ons by die huis gekom het met hom. Ek meen, hy kon 4 woorde praat. Dis dit. En ek het hom gevat en ons het in 'n kompleks gebly en daar was so 'n hobbeltjie waar daar baie voëls en karre en motorfiets is. En ek het die kind gevat en ek het met hom gaan stap op my heup en ek het nie 'n woord gepraat nie. En ek het daar gaan staan en ek het net sy oë dopgehou vir alle reaksie op enige geluid wat hy kan hoor. 'n Voeltjie wat fluit, 'n motorfiets, en daai oë was so besig om te probeer kyk waar kom al hierdie goed vandaan, jy weet. So daai was vir my 'n wow moment. Daai was vir my absoluut net, weet jy wat, die deure gaan oop vir my kind. Ek het eendag so op social media, hulle so 'n prentjie van die babatjie.
En wanneer jy nou vir die eerste keer hoor in daai gesiggie en daai glimlag op hierdie babatjie se gesig. Nee, Johan se eerste een was nie dit nie. Hy was hysteries. Is dit soos hy bang Hy was verskriklik bang. En ja, soos by die huis kom en ek kom nou uitvat soos in die natuur, die natuurlike klanke, was hy net amazed. Okay, nou maar ek hou van Mandela Maand, want vir my is dit net hierdie maand wat vir mense sê jy kan help. Gee maand. Vergeet 67 minute, jy het goed wat jy het, hulpbronne en tyd en raad en wat ook al tot jou beskikking en hier is 'n geleentheid om te help. So sê my gou, as jy nou vir so iemand 'n boodskap kon gee, wat sou jy vir hulle wil sê? Dis waar ek nou daar wil inkom van daai klein bietjie. Jy weet, mense dink ek het net R10 om te gee en daai R10 gaan nie help nie. Maar daai R10 maak die verskil van 'n fonds wat stil staan en 'n fonds wat vorentoe beweeg. Al is dit baba tree. Jy weet, dis daai R10 nader aan die groot doel. Want as dit nie vir mense is wat gee nie, sou Johan vandag nooit, ek moet sê, ek het nie gedink my kind gaan sy tweede oorkry nie. Dit was vir my 'n groot ding om te besef, weet jy wat, he might not get it. Ja. En die mense het opgestep en hulle besef nie, kyk, hy's 'n drummer. Hy speel dromme soos wat jy nie kan glo nie. Ja, en mense kan nie glo dat hy eintlik doof is nie. En hy sal nooit sy passie kan uitleef as dit nie vir die geskenk is wat hulle gee nie. Jy weet, hy lees ook nog nie op die vlak wat hy moet nie. As dit nie vir hulle is wat dit help nie, gaan my kind nooit vorder in die lewe nie. Hy gaan nooit daai stappie vorentoe kan kom waar die ander kinders is. Het jy enige idee hoe groot die behoefte in Suid-Afrika is? Ek wil jou nou is een seentjie van hoeveel? Weet jy, ek het, vandat ons nou hierdie journey begin stap het, jy word so bewus van die wêreld om jou eintlik dan eers van hoeveel mense behoeftig is. Ek weet nou van 'n mamma wat ook vir haar seentjie probeer oor kry. Hy moet ook cochleair kry. Ons het vir sy maatjie by die skool se sussie is doof. Jy weet, sy het nuwe oortjies gekort. Ons het sy ou oortjies vir haar geskenk en dank die Here dit werk vir haar. Oh, wow. So vir 'n ruk is sy gehelp, maar daar is so baie daar buite dat mense nie weet nie. En ek seker die tyd is nou om te help is nou. Ja, definitief. Wel, enige tyd is 'n goeie tyd. Jy weet, 'n mens, ja. Het jy kontakbesonderhede as mense hulle wil kontak die Stichting vir Kinders met Gehoorverlies? Hoe kontak hulle? Ja, ek het. Gooi. Ja. Wel ek het Erika se info, so ek kan altyd dit aanstuur. Ek het die www.hearingloss.org.za is die webwerf. As jy vir hulle wil e-pos, dan is dit info@hearingloss.org.za en dis Mandela Maand. Dis 'n regte mens met 'n regte lewe wat regtig verander. Ja, en weet jy, as die mense sien die verskil wat dit in so 'n kind se lewe maak, as hulle hom face to face moet ontmoet en die verskil in hom kan sien, gaan hulle besef dat dis wow, dis groot. Mandela Maand, jy's geïnspireer. Hoor jy nou? www.hearingloss om nie te kan hoor nie. hearingloss.org, nie Z nie, .org.za. En dan kry jy haar in die hande. Haar naam is Erika. Sy's baie oulik. Sy sal met jou gesels.